verduidelik die prosedure wat gevolg moet word by die omskakeling van gewone breuke na desimale breuke. Nou kort en bondig, die prosedure is deling. Dis eintlik maar al wat jy hoef te onthou. Daar's 3 maniere om te deel: kortdeling, langdeling of dan as jy mag 'n sakrekenaar. Maar as jy byvoorbeeld gaan kyk na 'n tipiese breuk, kom ons sê 2 op 3, dan moet jy onthou dat daardie breuke streepie eintlik 'n deelteken is. So wat daar staan is 2 gedeel deur 3. En op watter een van die delingstegnieke jy dit nou ook al gaan uitwerk, jy gaan 'n desimale breuk kry. Daar is egter met tye, nie altyd nie, maar partykeer 'n kortpad metode. As jy die getal onder die lyn as 10, 100 of 1000 of 10.000 kan skryf, dan kan jy net kyk hoeveel nulle is onder die lyn en dit gee vir jou hoeveel desimale plekke daar is. So met ander woorde, as jy het 8 op 10, dan sê ons goed, daar is 1 0 onder die lyn, so daar is net 1 desimale plek nodig. So ons skryf 0, en dan die 8, net 1 desimale plek nodig. Sê nou maar, dit was 8 op 100, dan sou ons nog steeds gesê het, goed, omdat ons 2 nulle onder die lyn het, kan ons skryf 0, maar nou moet ons 2 desimale plekke hê. Ons het net een getal om te gebruik, die 8, so ons gaan opvul met nulle totdat ons die laaste getal kan neerskryf. Dit word dan 0,08. As jy byvoorbeeld iets het soos 3 op 5, dan kan jy die 5 onder die lyn gou 'n 10 maak, deur te maal met 2, dan maal jy net bo die lyn ook met 2, dit gee dan vir jou 6 op 10. En nou weer eens is ons terug waar ons was by daardie vraag, want ons het 1 0 onder die lyn, so ons het 1 desimale plek nodig, daar is net een getal om te gebruik in elk geval, en dan word dit 0,6. So dis nou wanneer jy die getal onder die lyn as 10, 100, 1000, 10.000 of so aan kan skryf, dan hoef jy net te tel hoeveel desimale plekke daar is, en dit dan nou te gebruik, of hoeveel nulle daar is, kan jy dit dan nou gebruik as die hoeveelheid desimale plekke in jou antwoord. So jy moet dit maar net in gedagte hou, en die laaste ding, waarvoor jy net moet oplet, is sê nou maar jy het 2 en 3 op 5. Dan kan jy eintlik maar van daardie 2 vereers vergeet. As jy werk met die 3 op 5, skryf hom as 6 op 10 en dan as 0,6, en dan onthou jy net, dat daar eintlik 'n 2 vooraan gestaan het, so jou finale antwoord gaan dan wees 2,6. Onthou dit maar net, maar as jy nie die noemer, as dit 10, 100 of 1000 kan skryf nie, dan moet jy maar gebruik maak van deling. Kortdeling, langdeling, of as jy mag, 'n sakrekenaar.